Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sal jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Welkom terug, jy kyk goeiemôre, good morning. Nou Ras, ek het nog 'n interessante storie. Daar word berig dat lede van die vakbond NEHAWU verlede week donderdag by die Dr. Harry City Hospitaal in Appington betoog het. Nou die betoging was klaarblyklik om die vakbond se misnoë met die Noord-Kaapse Gesondheidsdepartement te takel. Die streeksekretaris van NEHAWU in die ZF Mkawe distrik, Colin Mokwa, sê dat die departement al van verlede jaar af beloftes maak oor meer aanstellings in die gesondheidsdienste, maar dat dit bloot leë beloftes was wat tot nou toe nie gerealiseer het nie. Mokwa sê dat die lede van die vakbond wat personeel van die hospitaal is, oorwerk is en dat alhoewel hulle werk wil doen en die gemeenskap wil help, hulle dit nie kan doen terwyl hulle so min personeel is en die toerusting nie werk soos wat dit moet nie. Is uiters tragies. Ja. Goed, Mokwa kla dat behalwe vir die tekort aan personeel by gesondheidsgeriewe in die provinsie, is daar ook nie 'n voldoende hoeveelheid personeel wat na die instandhouding van die geriewe omsien nie. Die premier van die Noord-Kaap, Dr. Zamani Sul, het na bewering ook 'n paar dae gelede sy opinie gelewer oor hoe vuil die hospitale in die Noord-Kaap is, maar tog sê Mokwa word basiese personeel soos skoonmakers nie in diens geneem nie. Dit is nie die eerste keer wat die Noord-Kaap in die nuus is nie, daar is oor die algemeen 'n baie groot krisis wat dienslewering betref. Ja. Dit is my interessant dat Dr. Zamani Sul van hom laat hoor het. Jy weet in die verband met in die verlede was hy nogal redelik stil gewees oor sommige kwessies. Maar hy kan nie regtig net kla nie. Jy kan kla en kla en kla Ja. totdat jy iets doen daaroor
kan jy regtig nie, it's like when people don't vote. Ja. It's like you can complain, but what are you going to do about it? Presies, en jy weet wat Raas, ek dink wat vir my uitstaan hier is gesondheidsdienste, gesondheidsgeriewe, hoe ook al 'n mens daarna wil verwys. Ek dink dit is, om die waarheid te sê, mag ek maar die woord onaanvaarbaar gebruik. Ja, jy mag. Want die ding gaan ook oor, as ek in 'n hospitaal is ek daar om beter te word, of ek is daar om aan te sterk na 'n operasie, dalk het ek gekraam, dalk het ek 'n gebreekte been, wat ook al dit is. As ek in daai fasiliteit is en dit is vuil, of daar's niemand om na my om te sien nie, daar's niemand wat vir my kos bring nie, want die verpleegsters en die personeel is moeg, hulle is oorwerk, en jy weet, daar is amper hierdie stereotype oor verpleegers in hospitale wat regtig net hulle werk wil doen, en there's no sense of like a bedside manner, and there's no sense of let me check in on the patient. I'm not saying that that's the case, I'm saying that is a stereotype. Ja. Maar mens moet ook in gedagte in ag neem dat hierdie mense is moeg. They are tired. My ma was 'n verpleegster in 'n publieke hospitaal vir 25 jaar. En ek weet hoe hard sy gewerk het, maar ek weet al was sy hoe moeg, die pasiënt en die sorg van hierdie pasiënt is haar eerste prioriteit en sal wees totdat sy ophou verpleegster is. En ek dink 'n mens kan vir ure gesels oor die toestand van staatshospitale veral in Suid-Afrika, maar net om terug te kom na die personeel toe ook, jy weet, jy lig nou 'n baie belangrike punt uit. Ek meen, wanneer dit kom by 'n verpleegster of selfs dokters, wil ek sê, enige iemand wat met pasiënte werk, wat oorwerk is as gevolg van die feit dat daar te min mense is. Ek dink dit is waar iets soos nalatigheid ook kan inglip, as gevolg van die feit dat hulle moeg is, en ek dink net daar nie noodwendig die kapasiteit is om alles te kan hanteer nie. Yeah, I'm glad as well that the story highlighted the fact that they need basic services, like cleaners, and cleaners are not being hired, or there's no budget, or whatever the reasons are, not to have cleaners or enough cleaners in a hospital, that is like a breeding ground for disease. Nou as jy in 'n hospitaal, dan word jy sieker omdat jy een of ander virus daar opgetel het, of weer meer siek geword het daar. So, it's just, en ek dink, soos wat jy gesê het, die Noord-Kaap, vir my, is die provinsie wat altyd aan die korse en track. And I can't imagine what the people of this region must go through, especially those that need to be using public services and public healthcare. Absoluut, en ek dink dit is presies dit. 'n Mens sien gereeld, jy weet, video's op sosiale media waar dit onder die mense se aandag gebring word, maar die feit dat daar niks daaraan gedoen word nie, of dat daar gesloer word om iets daaraan te doen. Hospitale, dink ek, is een van die plekke wat die skoonste moet wees, jy weet, wat higiëne nou betref, dit is die plek waar dit nie vuil kan wees nie. So, ek stem saam met jou om terug te kom by Zamani Sul, soos wat jy sê, dit help nie, ons hoor net geluide, maar daar word niks daaraan gedoen nie. So, mense sou hoop dat daar ingetree word. Ek dink die vraag is hier, wat is die oplossing? Ja. Dit is nie vir ons om daai oplossing te kry nie. Ek is nie in die regering nie. Ek is nie in plaaslike I'm not in local government. I'm not the person that is responsible for that. I'm not on a committee or whatever. Maar ek betaal my belasting, so that should be enough to make sure that all the regions of the country are well taken care of. En dit is nie. Maar ek weet nie wat die oplossing is nie, because I'm not a politician. Ja. My vraag is ook, word daar gereeld inspeksies gedoen? Ja. Jy weet, om te gaan kyk wat die stand van sake is by die verskillende hospitale. Ek Maar weet nie. jy kan inspeksie doen tot jy blou in die gesig is. If you are inspecting stuff and stuff is not being addressed, so ons sê, okay, cool, die vloere is vuil, dit moet gebeur, en dan gebeur dit steeds nie, then you can inspect, but if there's no outcome, wat dan? Ons het nie eers by die toerusting uitgekom nie, maar ja, soos ek sê, ons sal nog vir ure kan gesels. Intussen kan jy maar bly waar jy is, want ons gesels net hierna met 'n man oor sy fiets en sy droom om lewens te verander.